Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Lukas hoofstuk 24 vanaf vers 1 tot 12, waar ons gaan kyk na Jesus se opstanding. In verse 1 tot 3 lees ons hoe 'n groep vroue na Jesus se graf gegaan het om Jesus se liggaam te gaan balsem, maar toe ontdek het dat hy nie daar is nie. In Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 62 tot en met vers 66 kry ons egter agtergrond oor die streng sekuriteit by Jesus se graf vir die beskerming van die liggaam, juis omdat die owerpriesters en die fariseërs bang was dat Jesus se volgers die liggaam sou probeer verwyder, ter bevestiging van Jesus se woorde dat hy uit die dood sou opstaan. So, ons kan dus met absolute gerusheid die moontlikheid van diefstal uitskakel, wanneer ons lees dat die vrouens by 'n leë graf aangekom het. Die groep vrouens wat die oggend na die graf gegaan het, is dieselfde groep vrouens wat in Lukas 23 verse 55 en 56 toegekyk het hoe Jesus in die graf geplaas is. En wanneer ons hierdie gedeelte parallel met Markus 16 vers 3 lees, sien ons hoe die vrouens nog op pad na die graf gewonder het hoe hulle die enorme klip weggerol gaan kry om binne in die graf in te kan gaan. So, wanneer ons die verskillende evangelies se legkaartstukkies bymekaar las, sien ons dus dat die vrouens baie beslis nie die klip kon wegrol nie, omdat hulle eenvoudig net nie sterk genoeg was nie. En ons sien ook dat die disippels nie die liggaam kon gaan steel het nie, omdat die Joodse leierskap seker gemaak het dat die graf onder 24 uur sekuriteit was. Maar wie het dan die klip weggerol? Die antwoord lê in Matteus 28 vers 2, waar ons lees: En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Die steen is egter nie weggerol dat Jesus kon uitkom nie, maar eerder sodat die ooggetuies kon ingaan om die opstandingswonderwerk te beleef. In verse 4 tot 8 lees ons dan van die engele by Jesus se graf se aankondiging dat Jesus opgestaan het. Maar ons sien ook dat die vrouens verwonderd en verward was oor die feit dat Jesus nie daar was nie. 'n verdere bevestiging dat Jesus dit self gedoen het en nie deur die hulp van 'n mens uit die graf opgestaan het nie. In vers 5 klink dit amper asof die engele verras was met die feit dat die vrouens verras was dat Jesus nie daar was nie, want hulle vra die baie logiese vraag: hoekom soek julle die lewende by die dooies? En in hierdie eenvoudige vraag lê daar 'n diep geestelike waarheid vir elkeen van ons opgesluit. Hoekom soek ons mense geestelike lewe onder diegene wat dit nie het nie? Want te veel mense soek Jesus in dooie dinge, waar ons hom nooit sal kan vind nie. Goed, soos menslike tradisies en menslike reëls en selfpoging. Maar die waarheid hiervan is dat ons Jesus slegs in ware geestelike aanbidding sal ontmoet, daar waar daar werklik lewe is. In vers 7 lees ons iets van Jesus se kruisdood raak, wat ons soms so maklik vergeet. Die vers lees: Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Want net soveel as wat die kruisdood van Jesus moes gebeur, net soveel moes die opstanding gebeur. Want al die heiliges uit die Ou Testament het gesterf, maar niemand het nog self uit die dood opgestaan nie. En hierdie vorm deel van die fundamentele geloof van 'n wedergebore Christen, die feit dat Jesus wel opgestaan het. Want ons glo nie net in die kruisiging nie, maar ook in die opstanding. In verse 9 tot 12 lees ons dan hoe die vrouens na die disippels gegaan het om aan hulle met opgewondenheid te vertel
wat gebeur het, maar hoe die getuienis van hul woorde nie deur die disippels geglo was nie. Want sien, elkeen van ons het nodig om ons eie belewenis met die lewende Christus te hê, voor ons bereid sal wees om te glo dat hy ons dooie siele weer lewend kan maak. Om net te hoor van hom is nie genoeg nie. Ons het nodig om self te sien. En in vers 12 is dit presies wat met Petrus gebeur, waar ons lees dat hy verwonderd was oor wat hy beleef het. So mag die opstanding van Jesus 'n realiteit vir elkeen van julle wees, sodat julle ook in verwondering kan dink aan wat hy in jou lewe kom doen het. En daar waar jy miskien mense om jou het wat nog twyfel of hulle alles van die kruisiging en die opstanding glo, bid dat hulle ook 'n belewenis met die opgestane Christus sal hê, sodat hulle vir hulself kan sien dat hy waarlik lewe in dooie situasies kan bring. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.